Goeiedag geliefdes, dit is my voorreg om saam met my vriend Sybrand Koekemoer 'n reeks aan te bied genaamd Voorslag. Hierdie handel oor ons gesondheid en oor wat die naam voorslag spel, dis voeding, onthouding, oefening, rus, sonskyn en dan die L staan vir lag en liefde. En ons is nou by die L van voorslag. As jy kyk na hierdie volgende prentjie, sê vir my, wat dink jy? Wat kom in die gedagtes op? Daar was 'n navorser wat vir mense hierdie prentjie gewys het en vir hulle gesê het, vertel vir my 'n storie van wat jy sien. Indien mense gepraat het daarvan dat daar negativiteit is, dat daar bekleierery is tussen die mense, dat die een is eintlik besig om die ander een te mislei, daar soos leuns, as hulle gepraat het oor sulke goeters, julle sal nie glo nie, daai mense het ook verduidelik dat hulle baie meer dikwels in 'n jaar siek geword het. Hulle het ook bevind dat daai mense op bloedtoetse se witbloedselle minder was. Hulle het minder teenliggaampies eintlik gehad, net omdat hulle negatief was. Die mense egter wat gekyk het na daai prentjie en gepraat het van daar so is liefde, daar is aanvaarding, daar so is 'n geborgenheid, daar's vreugde, dan daai mense was gesonder en hulle bloedtoetse het dit ook gewys. Nou, ek weet nie of dit daai selfde prentjie was nie, die spesifieke een, maar die gedagte is nog steeds dieselfde. Wat is in my hart? Wat is in u hart? As u kyk na daai prentjie, wat dink u? Dink jy aan goeie dinge of dink jy negatiewe dinge? As ons deur die lewe gaan, hoe doen ons dit? Nou as ons lag, dit stel breinchemikalieë vry wat ons beter laat voel. Mens noem dit endorfine. En dit is iets wat pyn verlig, dit verlig spanning en ons maak sommer ons immuunstelsel sterker wanneer ons besig is om te lag, wanneer ons liefde ervaar. En die gedagte dat ons saam kan wees, 'n familie wat bymekaar kan wees, die vreugde van 'n gesin kan deel, dit is net te heerlik. Dis goed vir 'n mens se hele ingesteldheid. Nou daar was 'n studie wat gedoen was in Amerika onder omtrent 7000 mense. En dit het bevind onder hierdie 7000 mense van die studie dat meer mense het gesterf as hulle ongelukkig is, as hulle geneig is tot negativiteit, hulle gaan vroeër dood. En dit was 'n langtermyn studie wat gedoen was. Toe sien hulle, goeiste, helderder dink, mooier gedagtes, leef langer. Dis maar net so. Daar was 'n studie gedoen in 1984 in Harvard Universiteit, wat gesê het dat mense wat ly aan depressie, hulle selle in hulle liggaam wat kanker moet gaan jag, is nie so doeltreffend nie. So ek weet nie of u dit geweet het nie, u het kankerjagterselle, en daai jagterselle moet hierdie slegte selle gaan uitroei. Nou as u depressief is, as u die heeltyd hartseer en negatief is, werk dit net nie so goed nie. Nou as jy al reeds depressief is, dan is dit miskien nie goeie nuus om te hoor nie, maar wat ek vir u wil sê in hierdie, is nie voel sleg oor die omstandighede nie. Ek sê vir u, neem stappe om te keer dat u verder gly in daai in. Vir mense wat 'n goeie ingesteldheid met dankbaarheid lewe, hulle gaan beter doen in alle opsigte en ek wens dit vir u.
Nou hier is 'n interessante verhaal wat ek vir u wil vertel van 'n dorpie genaamd Roseto Valvoltore. Roseto is 'n dorpie in Italië wat 'n baie gehegte sosiale struktuur gehad. Die mense was baie lief vir mekaar en meeste van die mense in Roseto was hulle het gewerk in steengroewe. So hulle het soos marmerblokke het hulle gesny uit die berge uit. En hier op 'n kol is daar 'n groot hoeveelheid van hulle wat geëmigreer het na Amerika toe. En in Amerika het hulle weer 'n dorpie gevestig, ook met die naam Roseto. En toe was daar 'n dokter wat verstom was, wat hy gesien het, maar die mense wat in Roseto is baie gesond. Hulle het nie hartsiektes eintlik nie, hulle het nie groot uitdagings, maar hulle eet nie enigiets wat spesiaal is nie. As hy nou vir hulle moes vergelyk met die dorpie langsaan, genaamd Winchester. Winchester was baie siek. Baie hartaanvalle, baie hartsiekte, hoë bloeddruk, groot drama. Nou, hoekom is dit dat Roseto nie so was nie? En hy kyk na die mense se dieet en hy sê, okay, nee, dis nie dit nie. En hy gaan toe terug na die oorspronklike dorpie Roseto in Italië en hy sê, is dit miskien hierdie mense se genetiese materiaal? Wat is dit? En toe sien hy, nee, hierdie mense het nie spesiaal enigiets aan hulle gehad nie, want die mense wat gekom het van Roseto dorpie, Italië, maar op ander plekke in Amerika gebly het, nie binne in daai Roseto dorpie nie, het ook maar hartprobleme, bloedvaatjie probleme, bloeddrukprobleme gehad. Wat was die verskil? En toe het hy ietsie besef. Hierdie mense wat in Roseto gebly het, hulle het almal kerk toe gegaan. Hulle het gevestigde families gehad. Daar was 22 burgerorganisasies, 22 organisasies waar hulle die gemeenskap opgebou het en daar's net 2000 mense wat daar gebly het. Niemand was in kompetisie met mekaar nie. Almal het met mekaar lief en leed gedeel. Die ouma en die oupa het in dieselfde huis gebly. En die vreugde wat hulle gehad het, was net wonderlik. Maar het gesien dat hierdie mense hulle ten spyte van die feit dat hulle sleg geëet het, baie kaas, baie salami, biscotti en pizza en al sulke goed. Hulle kos in dierevet gebraai in plaas van olyfolie soos dit was in Italië. Maar ten spyte van hulle was van die slegte kos, hulle was gesond. Want hulle het 'n lekker sosiale omgewing gehad. Hierdie is hoekom dit so belangrik is vir ons om goeie familiebetrekkinge te behou, vriende te behou. Ons het 'n voorreg, regtig waar, 'n voorreg om die uitdagings wat daar is, te bowe te kan kom deur 'n goeie gemoed, 'n goeie gesindheid. Ek deel vir ons 'n kort aanhaling uit 'n boek genaamd Die Helende Hand. Niks neig meer om gesondheid van liggaam en siel te verbeter as 'n gees van dankbaarheid en lof. Dit is 'n duidelike plig om swaarmoedigheid, ontevrede gedagtes en gevoelens te staan, sowel as om te bid. Dink net wat 'n verstommende gedagte is daai. Dit is belangrik vir my om te bid. Maar nie net moet ek bid nie, ek moet ook, as ek 'n slegte gedagte kry, dan moet ek sê, ek weier, ek gaan nie hieroor dink nie. Ek gaan nie aanhou om te dink dat ek kwaad of ontsteld is oor 'n ding nie. Nee, ek gaan dankbaar wees.
Die aanhaling gaan verder. Indien ons op pad is na die hemel, hoe kan ons gaan as 'n groep roubeklaars, mense wat op pad is na 'n begrafnis? Ons kan nie mor en kla al die pad na ons Vader se huis nie. Dit kan nie so wees nie. In 2 Korintiërs 4, vers 6 tot 9, dan sê dit, God wat gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Nou hoor nou hierdie stuk, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Ons is vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Ons kan sterk staan, want Jesus Christus gee ons daai vermoë. Prys die Here se naam. Loof hom daarvoor. So ek wil u aanmoedig vandag, lag 'n bietjie, wees lief, en geniet die lewe saam, met die mense wat die Here vir u gegee het. Ons is amper klaar met ons reeks van voorslag, wat ons gekyk het na voeding en onthouding en oefening en rus en sonskyn, nou lag en liefde. Ons moet nog praat oor asem en die geloof in God. Maar ek wil 'n gebed doen vir diegene wat swaarmoedig is, wat dit moeilik vind om te lag, diegene wat sukkel met die liefde. Kom ons bid saam. Liewe Here, magtige God, dankie dat u ons lief het. Dankie dat u vir ons bemoedig deur u woord. Al gaan dit swaar, ons kan op u staat maak. U dra vir ons. U beskerm vir ons. Ek bid, liewe Heer, dat u nie swaarmoedigheid sal laat rus op mense nie, maar dat ons elkeen dankbaarheid aan die dag sal lê. Dat ons die heeltyd sal dink, u het vir ons 'n pad oopgemaak na die hemel en ons gaan saam met u wees. Mag u verheerlik word, liewe Heer, waar ons op u staat maak, u vertrou, u naam aanroep. Met danksegging in Jesus naam. Amen.